Goeiemorgen, broers en susters, en hartelijk welkom by vanoggend se erediens. Dit is so 'n vreugde en so voorreg om by mekaar te wees en saam die woord van die Here te mag hoor, ook saam as 'n gemeente die Here te mag dien, en mag dit ook so wees in hierdie erediens. Net die volgende afkondigings van die kant van die kerkraad af. Net oopmaak. Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdag. Vandag verjaar Bernard van der Walt en Gary van Wyk. Dan sê vir hulle ook baie geluk met hulle verjaarsdag. En dan die 11de Desember verjaar Oom Kosie, sê vir hom ook baie geluk. En die 13de verjaar kan hy stel voornaam, sê vir haar geluk en Steve Watkins ook. Mag dit 'n wonderlike verjaarsdag wees en mag die Here hulle ook seën in die jaar wat voorlê. Dan die kollektes onder die diens gaan vir barmhartigheid en vir volhouding van die bediening, so ook by die deure. En dan het ons die groot voorreg om vanmiddag ons gemeente se jaareindfunksie te hê. Dit is op Krompoort, en dit is waar Pieter en Marinda hulle bly. Ons gaan na die diens in ons soontoe ry. Daar is padaanwysers op die groep gestuur en ook 'n pin. En al die ander reëlings is ook so op die groep deur die week deurgegee. Ons sien baie uit na hierdie geleentheid. En 'n ander afkondiging, die koor wat vanmiddag sou optree na die diens, hulle kan dit ongelukkig glad nie meer maak nie. Nou die groot ding is, of 'n ding is, dat ons het Sondag wat verby is, 'n kollekte opgeneem vir hulle vir vervoer. Nou, aangesien die koor nie meer kom nie, kan daardie kollekte nie meer vir hulle gaan vir hulle vervoer nie. So die kerkraad het goed gedink om die volgende te doen. Ons gaan daardie kollekte vat en dit vir barmhartigheid gebruik. Indien enige iemand nie wil hê daardie kollekte moet vir barmhartigheid gaan nie, is hulle baie welkom om persoonlik met my te kom gesels en dan sal ons dit 'n plan maak daar. Maar ongelukkig kan die koor nie meer kom nie. Maar nietemin, ons het nog steeds vandag 'n wonderlike jaareindfunksie en ook die erediens natuurlik. Dit is en dan kom ons ook onder lief en leed af, in groot dankbaarheid van al ons lidmate wat so deur die jaar siek was, dat dit beter gaan met elkeen van hulle. Baie van hulle het nog 'n pad om te stap, maar oor die algemeen is ons so dankbaar dat die Here al die lidmate gedra het en dat dit met hulle elkeen beter gaan. Ons dink in besonder aan die Sari, van die Christa, Corlia en ook aan Boet. Boet het ook nog 'n paar uitdagings, maar oor die algemeen gaan dit ook beter met hom. Dit is dan al afkondigings van die kant die kerkraad af. Ons gaan dan nou vooraf saam sing, Psalm 31, ons sing hier van vers 1 en vers 3. Psalm 31, vers 1 en vers 3, 'n wonderlike psalm waar ons sing oor hoe ons op die Here kan vertrou. Hy is ons rots, hy is gesterk en gestewig teen storm en ongetuig. Psalm 31, ons sing vers 1 en ook vers 3.
opstaan, Psalm 18, vers 1 en vers 4 vooraf. Ook 'n pragtige psalm, waar ons liefde teenoor die Here bely en ook verder van hom sing as ons rots by wie ons kan skuil. Psalm 18 vers 1 en ook vers 14. Begin vanoggend se erediens deur saam amptelik te bely en te verklaar dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. En aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here saam loof en prys, deur saam te sing lied 190. Ons sing hiervan vers 1, 2 en ook vers 3. En vanoggend se woordverkondiging gaan ons klaar maak met die reeks uit Johannes uit, waar ons gekyk het na al 7 die wondertekens wat Johannes vir ons opgeteken het in sy evangelie. Die laaste wonderteken waar ons aan gaan kyk is Jesus wat Lazarus uit die dood uit opwek. En waar hy vir ons wys dat hy het mag oor lewe en oor dood. En daarom moet ons in hom glo en op hom bly vertrou. Jy kan al hierdie dinge oplet in al die psalms en liedere skrifbrouwers wat ons ook gaan saam sing vanoggend. Ons loof en prys dan nou die Here uit lied 190. Ons sing hier van vers 1 tot en met vers 3. Amen.
saam ons geloof in die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan in die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam die opsomming van die wet lees, soos wat Jesus dit opgesom het, toe 'n wetgeleerde vir hom 'n vraag gevra het, in Matteus 22. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 35 tot en met vers 40. Hierdie is nou Jesus wat die wet vir ons saamvat. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, wanneer ons nadink oor of is ons gehoorsaam aan die wet, is 'n goeie manier om daaroor na te dink, om vir onsself te vra, wys ons optrede dat ons vir God lief is. En 'n tweede vraag wat ons ook vir onsself kan vra is, wys ons optrede dat ons vir ons naaste lief is. En wanneer ons vir God lief is en ons naaste lief is, en ons lewe ook so, dan lewe ons ook volgens die wet van die Here. Die wet wys ons hoe om dit prakties te doen. Ons gaan nou juist ook hieroor sin, deur saam te sing Skrifgeheime 9:3. Ons sing hier van vers 1 en vers 2. Skrifgeheime 9:3, vers 1 en ook vers 2. Bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom voor U vanoggend in die naam van ons Here Jesus Christus in groot nederigheid en in groot afhanklikheid. En ons bely U grootheid, U almag, U alwetendheid en U alomteenwoordigheid. U wat alles geskep het, alles onderhou, en alles bestuur en alles bepaal.
Ons loof en prys U ook vir U liefde en U genade. U het uit U groot liefde ons eerste lief gehad, U seun gestuur om die straf van ons sonde te dra en die dood te oorwin, die Heilige Gees gestuur om in ons harte te werk dat ons in Hom kan glo. Hieruit het U vir ons lewe geskenk uit die dood. Ons kan nie ophou om U naam daarvoor groot te maak nie. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe liefdevol en hoe genadig is U. Dit gaan ons verstande te bowe. Ons bidde waar ons nou juis gaan kyk na 'n gebeurtenis in die geskiedenis waar U seun liefde uit die dood bewerk het, dat U waar U seun lewe uit die dood bewerk het, dat U ons harte sal oopmaak en sal ontvanklik maak vir U woord. Dat ons U daarin sal leer ken en ook daarin sal raak sien hoe ons tot eer van U naam moet lewe. Ons bid ook daarom dat U al ons sondes sal vergewe, daar waar ons tekort skiet, waar ons in ons dade en in ons lewens nie volkome U liefhet nie en ook nie ons naaste so liefhet soos wat ons moet nie. Bid ons dat U al ons sondes sal vergewe en dat U deur die Heilige Gees in ons sal werk, dat ons hieraan gehoorsaam sal wees, dat ons U 10 gebooie aan dit gehoorsaam sal lewe en daardeur ook U en ons naaste sal liefhê. Ons bid al hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Voordat ons nou saam uit die woord van die Here uit gaan lees, gaan ons eers saam sing skrifruiming 2:4 vers 1 en vers 3. Dis 'n skrifruiming waar ons sing oor wat Jesus vir ons gedoen het. Hy wat ons kinders van God gemaak het en hy wat ook vir ons sondes gesterf het. Dit pas baie mooi by die woordverkondiging vanoggend, waar ons in die heel laaste frase gaan sing, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Waar ons vanoggend ook gaan kyk na hoe die Here die een is wat vir ons lewe gemaak het, en hoe ons dan nou, omdat ons lewe 'n heilige lewe vir Hom moet lewe. Skrifruiming 2:4, ons sing hier van vers 1 en ook vers 3. Skrifgedeelte vanoggend kom uit Johannes 11 uit. Johannes 11, ons gaan daarvan saam lees van die eerste vers af tot en met vers 46. Dit is 'n wonderlike stuk, 'n redelike lang stuk, maar daar is so baie diepte in hierdie teksgedeelte. Johannes 11 vanaf vers 1 tot en met vers 46. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was in Bethanië, die dorp waar
Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met die reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. Toe Jesus het oor dit gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog by die Jode stenig, en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die dag van hierdie wêreld sien, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem word, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste in die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat dit die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, wat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe, om daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterf het. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom.
Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die opstanding van die wonderbaarlike mag van God, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dankie dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom my staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met die grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Baie van die Jode wat na Maria toe gekom het en gesien het wat Jesus gedoen het tot geloof in hom gekom. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Tot sover toe die woord van die Here uit. Ons fokusverse is vers 25 en 26. Ek gaan dit weer vir ons saam lees. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Glo jy dit? Broers en susters, in hierdie laaste preek en in hierdie reeks van die wondertekens wat Jesus gedoen het, wat Johannes vir ons neergeskryf in sy evangelie, kom al hierdie wondertekens tot op 'n hoogtepunt. Die Here het gewys hoe die nuwe verbond met hom aangebreek het, by die bruiloft met Kana. Die Here het gewys hoe hy Here is oor die natuur, en water in wyn verander, hy het die storm stil gemaak en hy het die visse en die brode het hy vermeerder. Die Here het ook gewys dat hy Here is oor die wet. Hy het dinge op die Sabbat gedoen om te wys dat die Joodse leiers van die tyd dit heeltemal verkeerd geïnterpreteer het. Hy het gewys hy is Here oor ons gesondheid. Hy het siekes genees en ook op hierdie manier verhoed dat mense wat sou doodgaan lewendig gebly het. En nou in hierdie wonderteken van ons Here Jesus, wys hy vir ons dat hy Here is oor die lewe en oor die dood. Hy maak vir haar Lazarus lewendig uit die dood uit. Dit is wat Jesus hier vir ons wys. Wanneer ons aanvanklik lees wat Jesus doen in hierdie verhaal van hierdie gebeurtenis, dan kan dit vir ons menslik gesproke baie vreemd lyk. Ons lees van die verhouding wat daar was tussen Jesus en Lazarus en ook sy familie, sy twee susters. Dis juist Maria wat Jesus se voete met reukolie gesalf het en hom haar voete met haar hare afgedroog het. Daar word ook 2 keer vir ons gesê dat Jesus vir Lazarus lief was, dat hy vir hierdie gesin lief was. So hy het 'n baie nabye verhouding met hierdie gesin. En hy hoor dan dat Lazarus baie siek is. En net daarna lees ons dat hy dan aktief besluit om 2 dae te wag. As jy hoor dat jou vriend vir wie jy baie siek, vir wie jy baie lief is, siek is, en dat hy waarskynlik op sy doodsbed is, dan wag jy nie aspres nog 2 dae om te gaan sien nie. Jy gaan hom toe so vinnig soos wat jy kan. Veral as die mense rondom jou die verwagting van jou het, dat jy nog sy lewe sou kan red. Verder dat jy sy lewe sou kan red. Jy het baie ander gevalle gedoen met baie ander mense. So wat Jesus hier doen, lyk vir ons aanvanklik, menslik gesproke, vreemd. Maar,
Ons moet onthou, Jesus is, omdat hy ook God is hy alwetend en alwys. En hy doen hierdie met 'n rede. Die oomblik toe hy gehoor het dat Lazarus siek is, sê hy in vers 4, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En net 'n bietjie later, nadat Jesus vir sy disippels sê, Lazarus is dood, dan sê hy vir hulle, dis in vers 15, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan nou na hom toe. Ons het met laaskeer se preek uit Rut uit gesien dat ons nie altyd weet hoekom die Here sekere dinge toelaat. Dan kom hy sekere tragedies in ons lewens toelaat. Maar ons het gesien dat hy het altyd 'n rede daarmee en hy werk daardeur. In hierdie spesifieke geval, in die tragedie van Lazarus se dood, sien ons dat Jesus dit toelaat en dat Jesus dit gaan gebruik vir twee redes. Sodat die heerlikheid van God daarin geopenbaar kan word en sodat hulle tot geloof kan kom. Ook sodat ons tot geloof kan kom, sodat ons kan sien Jesus het mag oor lewe en oor dood. Daar is 'n vers waarna ons gereeld verwys het in hierdie reeks prediking, waar Johannes vir ons sê wat die doel is van al hierdie wondertekens wat hy opgeteken het. Dit staan in Hoofstuk 20 vers 31. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Jesus gaan nou hier iemand lewend maak uit die dood uit. En dit wys vooruit na wat hy gaan doen met sy kruisiging. Dat hy deur sy sterwe en deur sy opstanding die dood gaan oorwin. En dat deur ons wat in hom glo, dat ons ook so die ewige lewe kan hê. Jesus en sy disippels is dan op pad na Bethanië toe, daar waar Lazarus doodgemaak is, maar ons moet net besef wat die konteks van hierdie teksgedeelte is. Bietjie vroeër in hoofstuk 10 het Jesus vir die Joodse leiers gesê, ek en die Vader is een. En om hierdie rede wou hulle hom stenig. So Jesus en sy disippels is hier besig om te vlug van die Fariseërs af. Jesus het gesê, my uur het nog nie gekom nie. En dan gebeur hierdie gebeurtenis met Lazarus. En Jesus draai dan terug te gaan na Bethanië toe, terug te gaan na Jerusalem toe, terug te gaan na die mense toe wat hom wil stenig. En daarom vra sy disippels hom, wil ons regtig dit doen? Om terug te gaan is om doodgemaak te word. Dan sê Thomas, dis die een wat later getwyfel het, dat Jesus regtig opgestaan het uit die dood uit. Thomas wat Didymus genoem word. Hierso is hy nie twyfelagtig nie. Hy sê in vers 16, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Hy is bereid om tot die dood toe vir Jesus te volg. Daar is ook 'n baie interessante ding wat gebeur in 'n gesprek tussen Jesus en sy disippels. Jesus sê vir hulle dat kom ons gaan terug, want daar is nog 12 ure in die dag. Dis hier in vers 9. Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierdie is vir ons baie interessant, want wat Jesus hier vir sy disippels sê is, ons het nog werk om te doen. Ek moet teruggaan, want ek moet nog iets doen. Die dag is nog nie verby nie.
Daar is nog werk in die dag om te doen. En hy sê dan vir hulle ook, dat hy is die lig van die wêreld. En omdat hy by hulle is, moet hulle hom volg, sodat hulle nie struikel nie. Want as hy weggaan, dan het hulle nie meer die lig nie. En die wonder, broers en susters, is dat ons nou die Heilige Gees in ons harte het. Ons het nou die Here nog by ons. En daarom is die lig by ons. Dis juist die Heilige Gees wat ons lei, net soos wat Jesus sy disippels hier gelei het. So ons moet die Heilige Gees se leiding volg, en ons moet besef, ons het werk om te doen. Is daar nie 12 ure nog in hierdie dag nie. Jesus was dan op pad terug na Jerusalem toe gewees, na Bethanië toe gewees, en 'n rukkie buite die dorp kom Martha op tegemoet, en sy sê vir hom, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het. Sy het geloof in Jesus. Sy weet dat Jesus mense kan genees, en daarom sê sy waarskynlik met baie groot hartseer, Here, U is te laat, hy is klaar dood. As U nie hier was nie, sou hy nie gesterf het. Maar Jesus sê dan vir haar, dis in vers 23, jou broer sal uit die dood uit opstaan. En sy antwoord hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood uit opstaan. Met ander woorde, Martha besef nie dat Jesus Lazarus nou uit die dood uit gaan opstaan nie. Sy dink Jesus is besig om haar te troos, deur vir haar te sê dat hy op die laaste dag, wanneer Jesus weer kom uit die dood uit gaan opstaan. Dit is so merkwaardig dat die Jode reeds hier geweet het, dat die liggaam in die eindtyd gaan opstaan. Maar Jesus sê dan vir haar, en dit is ook ons fokusvers, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, of sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? En sy antwoord vir hom, ja, Here. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Sy glo Jesus is die Christus. Sy glo hy is die een wat moes kom om die volk te verlos. En sy glo dat hy die opstanding en die lewe is. Jesus is hier besig om dit vir ons te wys. Om dit fisies uit te beeld deur Lazarus uit die dood uit te laat opstaan. Martha gaan toe terug en gaan roep haar suster Maria, en die hardloop ook toe na Jesus toe, en sy sê vir hom dieselfde, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En hier gebeur iets besonders, broers en susters. Daarna, omdat Jesus sien hoe hartseer sy is, en hoe hartseer die Jode is wat saam met haar is, word Jesus self hartseer, en begin hy ook te huil. Wat leer ons hieruit? Jesus het nooit gesondig nie. En dit beteken dat om te huil is nie sonde nie. Jesus is die een wat nou die troos gaan bring. Hy weet wat hy nou gaan doen. Jesus se goddelikheid en sy menslikheid word hier uitgebeeld. As God is hy alwetend, en weet hy wat hy nou gaan doen. Hy weet, hy is nou die een wat die troos gaan bring. Hy weet, hy is nou die een wat die hartseer gaan oplos. Maar tog in sy menslikheid word hy nog steeds hartseer. Huil hy nog steeds. Wat ons hieruit leer is dat dit is nie sonde om hartseer te wees, of om te huil, om te treur nie. Maar ons moet nie treur soos mense wat geen hoop het nie. Ons moet nie treur soos mense wat geen geloof het nie. Jesus weet, hy gaan nou die oplossing bring. Hy gaan nou vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan. Maar tog, hy nog steeds. Hy vra toe vir hulle om hom na die graf toe te bring, en dit was 'n rotsgraf gewees, daar was 'n groot klip voor die graf gerol gewees, en hy sê vir hulle,
rol hierdie klip weg. En hulle sê vir hom, nee, hy ruik al. Dit is nou al 4 dae. Jesus het as Christus 2 dae langer gewag, sodat daar geen twyfel kon wees nie, dat hy nou vir Lazarus uit die dood uit gaan laat opstaan. Nee, meester, hy ruik al. Met ander woorde, Lazarus is klaar besig om te ontbind. 'n Mens kan dalk 3 dae sonder water lewe, maar op die 4de dag is 'n mens dood. Daar is geen twyfel daarin dat Lazarus dood was nie. Hy was 4 dae in hierdie rotsgraf gewees. Hy was nie in 'n koma gewees nie. En as hy was, is hy nou teen die tyd al verseker dood. Hy was nie net aan die slaap nie. Lazarus was dood. En Jesus sê, rol die klip weg. En hy roep uit met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. En Lazarus het opgestaan in die dood. Hy is nog in die grafdoeke toegedraai en hy het ook nog 'n kopdoek opgehad. En Jesus sê vir hom, maak hom los dat hy kan huis toe gaan. Wat hierna gebeur is wonderlik en hartseer. Baie van die Jode wat gesien het wat gebeur het, het tot geloof gekom. Hulle het in hom geglo. Maar ander het die Fariseërs gaan vertel. En dit alles bou daartoe op dat Jesus gekruisig sou word. Hierdie wat Jesus hier doen is 'n voorafskadu van wat Jesus sou doen met sy kruisiging. Met sy kruisiging sou hy finaal die dood oorwin. En hierdie gebeurtenis het hy gewys, hy het mag om dit te doen. Met sy sterwe het hy dit wat ons elkeen verdien het, dit wat ons laat die dood verdien het hy gedra. En met sy opstanding het hy die dood oorwin, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Maar broers en susters, ons moet besef, uit ons eie uit, sonder die Here, is ons nou reeds dood in ons sonde. Dis wat daar in Efesiërs 2 vers 1 staan. Weens ons oortredinge teen God is ons nou reeds dood. Maar net 'n bietjie later in Efesiërs, in vers 4 staan daar, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade uit is julle gered. En broers en susters, die groot vraag, en dis die vraag wat Jesus ook vir Martha gevra het. Glo jy dit? Ons fokusvers sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe. Glo jy dit? Hoe lyk dit om dit te glo? Wat beteken dit? Dit beteken dat ons al ons vertroue vir die lewe en vir die sterwe in Christus plaas. Hy is die een wat ons red van die ewige dood. Hy is die een wat alle tragedies, alle swaar kry, alle bitterheid verander, dat dit in goeie meewerk vir ons, dat ons tot geloof kan kom in hom, dat die heerlikheid van God daardeur geopenbaar word, sodat ons daardeur gered kan word, sodat ons die ewige lewe kan hê. Broers en susters, Jesus gebruik die tragedie van Lazarus se dood as 'n geleentheid om sy laaste wonderteken te doen, wat Johannes vir ons neergeskryf het in sy evangelie. Hierdeur sien ons, Jesus is die Here oor die lewe en die dood. En deur in hom te glo, kry ons die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam.
almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons uit die woord uit kon lees vanoggend, en kon raak sien die wonders wat U doen, die grootheid en die heerlikheid kon raak sien. Om te kan sien dat U die Seun gestuur het, en dat hy mag het oor lewe en oor dood. Ons vra dat U ons deur die Heilige Gees, dat in ons harte sal werk, dat ons in Hom sal glo, dat ons lewens van geloof sal lei, dat ons op Hom sal vertrou, dat ons werklik sal besef dat hy is die opstanding en die lewe. En dat ons groot troos daarin sal vind, dat elkeen wat in Hom glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Ons bid ook so besonder, veral met die lidmate in hierdie gemeente, wat worstel en wat swaar kry, en wat ook al dit mag wees. Mag die wete dat hulle die ewige lewe het deur die Seun hulle werklik troos. Of dit nou emosionele worsteling is, fisiese worsteling is, met ons gesondheid is, in ons verhoudinge is. Ons weet dat U is by ons, dat U regeer, en mag ons werklik daarin troos vind. Ons bid ook dat U sal wees met ons gemeente, dat ons U lig sal laat skyn hier in die donker wêreld, deur die Heilige Gees wat in ons woon, en hy wat ons lei, dat ons in die donker, duistere wêreld nie sal struikel nie, maar U liefde en die goedheid en die heerlikheid sal bly verkondig. Ons bid ook vir U kerk reg deur die wêreld, waar hulle ook met allerlei vervolging swaar kry, dat hulle getroos sal wees in die wete. Dit maak nie saak wat gebeur nie, dat deur U Seun dat ons sal lewe, al sterf ons ook. Ons bid daarom dat U ons ook so sal help om vir U te lewe, en dat ons U naam altyd sal groot maak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing, maar voordat ons dit doen, is daar eers geleentheid vir die liefdegawes en die opsomming van die preek. Maar is nou geleentheid vir die liefdegawes. Ons gaan nou saam luister na die opsomming van die preek. Om dit te doen gaan ons weer saam ons fokusverse lees. Dit is vers 25 en 26. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ons het vanoggend die gelees oor die verhaal van Jesus wat Lazarus uit die dood uit laat opstaan. Dit is in homself 'n wonderwerk, maar dit is 'n wonderwerk wat vir ons iets leer.
Hierdie wonderwerk leer vir ons dat Jesus die een is wat mag het oor die lewe en oor die dood. En daarom, as ons in hom glo, hoef ons nie meer vir die dood bang te wees nie. Want ons weet dat as ons in hom glo, het ons die ewige lewe. Jesus het vir Lazarus, 'n man wat al 4 dae lank dood was en in die graf was, uit die dood uit laat opstaan. En ons weet ook dat later het Jesus self aan die kruis dood gegaan en in die dood uit opgestaan. Hy het die dood oorwin. En daarom hoef ons nie vir die dood bang te wees nie. Daarom moet ons in hom glo. En wat beteken dit om in hom te glo? Dit beteken dat jy al jou vertroue in hom plaas. Ons weet dat uit ons eie uit, as gevolg van al die sondes wat ons doen, is ons eintlik al klaar dood. Maar omdat hy ons gered het, omdat ons in hom glo, het ons die ewige lewe. Dit is dan die opsomming van die preek. Ons gaan dan nou saam sing, voordat ons die seën van die Here gaan ontvang, Psalm 116, ons sing hier van vers 1, 2 en 5. Dis die psalm wat ons ook gereeld sing, terwyl ons die heilige nagmaal vier, want dit is juist 'n psalm wat gaan oor die Here, wat ons uit die dood uit lewend maak, en ons red van die dood uit. En dis wat ons ook vier met die heilige nagmaal. In vers 2 sing ons saam, om my was bande en strikke van die dood, en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was die lewe, maar ek het die Heer gesmeek na al my nood. En dan vers 5, U het my siel weer van die dood bevry, in droefenis droog U, o Heer, my trane. Ons sing Psalm 116, vers 1, 2 en ook vers 5. Vang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.